Ek wil vanoggend net skrif aan jou gee. Woensdag toe ek bid, toe het die Here dit net by my kom, moet ek kom draai. Het die Here net met my kom praat oor groei. En hy vat my na 'n skrif in 2 Petrus, en ek wil hê ons moet ons Bybels daar oopmaak, 2 Petrus 1. As jy die YouVersion Bible app het, kan jy die skrifte daar volg onder events. Ek glo dat hierdie jaar 'n jaar gaan wees waar ons bonatuurlik gaan groei wanneer ons God toelaat om in ons te werk. Wanneer jy God gaan toelaat, gaan daar bonatuurlike, wonderlike dinge vir jou oopgebreek word. Dankie Boeta. Dit is vir my so lekker om hierdie gedeelte te lees, want hy skop sommer af met 'n amazing gedeelte. Nou ek wil dit graag vir jou lees. So ons gaan vanoggend nou net hier in 2 Petrus 1 gaan ons 'n bietjie tyd spandeer. En wie van julle hou van resepte? Ons hou van resepte. Ons het al die resepteboeke in ons rakke, nê? En dan is daar van ons mense wat hou van smytresepte. Weet julle wat 'n smytresepte? Dit is waar jy alles net bymekaar smyt en hoop, daar kom 'n goeie ding uit. Ons hou daarvan om so kos te maak. Ons het 'n basiese resep, maar dan kom Leanne met kreatiewe souse wat net sy weet hoe. En dan wil ons dit volgende keer maak, en kan ons dit nie maak nie, want dan kan ons nie onthou wat was die resep nie. Maar terwyl ek dit lees Woensdag en die Here met my begin praat hieroor, toe sien ek hier's 'n resep vir my en vir jou om te groei. Nou daar's 2 verskillende maniere van geloof. Ons kry geloof in ek glo in God, en dan kry ons geloof wat sê ek vertrou God. Ek vertrou dat God se woord oor my lewe 'n waarheid sal word. So daar's geloof. Ek wil vanoggend hê dat ons moet kyk na ons geloof in God. Ek wil hê dat ons moet kyk na ons salvation. Ek wil hê ons moet bietjie kyk, waar is ons meter? Waar bevind ons onsself in ons geestelike groei, naamlik ons geloofmens. Want toe ons harte vir die Here gegee het ons gesê, Here, ek glo. Want die Bybel sê vir my, if I believe that Jesus is the Son of God, I will be saved. So daai belief is glo in God. So nou het ek 'n geloofslewe wat groei. Ek glo in God. So ek wil vanoggend met jou praat oor faith that grows. En net soos wat die Here vanoggend vir ons kom wys het van dat daar mense is wat enkel diep is. Dis miskien ouens wat nou onlangs hulle harte vir die Here gegee het en hulle is nog nie in die rivier van, hulle weet nog nie lekker hoe om te river raft saam met die Here nie. Hulle speel nog hier waar die kindertjies speel. Julle hoor wat ek sê. En soos wat jy geestelik groei, kom jy by 'n plek waar jy dan later kan swem, en dit glo ek is die plek waar jy in volwassenheid beweeg. Nou 2 Petrus 1 vers 3 sê die volgende vir my en vir jou. By his divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Ons kan net daai versie lees en huis toe gaan, want die Here het nou net vir my en vir jou gesê dat ons het alles wat ons nodig het om te leef soos wat God wil hê ons moet leef. Dink gou 'n bietjie mooi daaraan. Die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, toe jy 'n oorgawe gemaak het en gesê het, I'm going to follow God. Wat het God gedoen? Hy het sy Heilige Gees in ons geplaas, en ons gees en die Heilige Gees het gelink, het een geword. En nou sê God vir my en vir jou, by his divine power,
Wat is die krag van God? Dis die Heilige Gees. By the Holy Spirit, He has given us everything. Say alles. Everything. Say everything. Wat beteken everything? Alles. Wat beteken alles? Everything. Dit beteken ek en jy het alles tot ons beskikking om godly te leef, om te leef soos wat God wil hê ons moet leef. Die probleem is, die vyand het dit reg gekry om ons fokus die hele tyd te plaas op ons tekortkominge, op ons weaknesses, op dit wat die vyand ons meer versoek. Want dat die Bybel sê vir my en vir jou, dat ek en jy word net versoek deur ons vleeslike begeertes. En die vyand weet wat jou vleeslike begeerte is. Die vyand gaan my nie versoek met drank nie. Ek het geen begeerte na drank nie. Geen. Inteendeel, die een het 'n klomp bottel wyn gewen met fietsry by kompetisies. Dis 'n ornament binne in 'n kas. Ek maak hy kas oop. My bottel skree, "Drink my!" Klik. Ek het geen begeerte daarna nie. Maar maak ek nou hierdie ander kas oop met die Fruit Loops en die cookies en die pannekoekdeeg, dan moet ek 'n bietjie meer insit om te weerstaan. Julle verstaan? Elkeen van ons word op 'n ander plek versoek. En die vyand weet waarom jou te versoek, maar God sê, by His divine power, He has given us everything to live a godly life. Is nie amazing nie? Ek dink met hierdie boodskap vanoggend kan ek, met net hierdie skrif, ons is nog nie eers deur alles nie en ek gaan myself haas, ek het gesê ek gaan nie kom preek nie. As ons net hierdie skrif vat, kan ek en jy hier uitstap en godly leef. Because we have everything. Why? We have the Holy Spirit within us. Amen. Ag, gee vir die persoon langs jou 'n high five, net dat hy kan weet, hey, daar's lewe. Daar's lewe. Die Heilige Gees bring lewe vir my en vir jou. Kom ons gaan verder, vers 2. Okay, kom ons lees verder. Ek het nog nie vers 3 klaar gelees nie. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Wat is hierdie beloftes? Hierdie beloftes is dat ek en jy het die ewige lewe. Ons het die ewige lewe. Prys die Here. Ons gaan nooit sterf nie. Al sterf hierdie liggaam, gaan ons vir ewig leef. Hoekom? Want ons het 'n verhouding met Jesus Christus. Amen. Dis 'n wonderlike belofte. En net daai belofte alleen gee vir my en vir jou die dryfkrag om in 'n goddelike leefstyl te leef. Vers 5. En hier wil ek nou begin 'n bietjie die woord verder vat. In view of all this, met die wete dat ons klaar alles het wat ons nodig het en dat die Here vir ons beloftes gegee het, in view of all of this, make every effort to respond to God's promises. Ouens, ek wil vandag vir jou verklaar en vir jou sê, luiheid het niemand nog niks gehelp nie. Daar is so baie ouens wat so gretig is om te werk, maar geestelik lui is. Geestelik lui is. En ek wil vandag vir lig en lewe sê, lig en lewe, mense, ons moet ophou lui wees. Draai na jou man toe, draai na jou vrou toe, draai na jou kinders toe en sê, hou op lui wees. Julle moet na mekaar toe draai. Jy hoef nie nou bang te wees nie, jou vrou gaan jy nie gooi met 'n pantoffel nie. Okay, kom ons maak dit maklik. Draai na die persoon voor jou.
Dan tik jy hom op sy skouer en sê, hey, hou bly wees. Hoekom sê niemand vir my dit nie? Dankie Bradley, dankie. Hou bly wees. Hou bly wees. Waarvan praat ek? Praat ek van jou hardwerkende? Praat ek van dat ons godsdienstig moet wees? Nee, ek praat van jou tyd wat jy saam met God spandeer in jou binnekamer. Ek praat van daai tyd wat jy 'n hunker en 'n honger het na meer van God. Ons moet ophou lui wees en come on, ons was nou in 'n Desember vakansie en wie van ons was lekker lui, nee? Van ons was so lui die muf sit aan jou. Dis goeie, dis lekker is, nee, dis 'n muf. Okay? Maar geestelik kan ons nie lui wees nie. Ons moet leef soos wat God wil hê. Ons moet leef. Kom ons gaan verder. Supplement your faith with a generous provision. Hier kom die resep nou. Ek wil nou vir jou 'n resep gee. So as jy neerskryf, skryf neer. As jy die YouVersion Bible app het, druk save event, dat jy kan teruggaan daarna toe, want na 5 dae dan gaan hy weg. Maar as jy hom save, kan jy weer teruggaan na hom toe. Hier's die resep. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence. Ek dog die Here gaan nou vir ons sê ons moet hierdie groot geestelike ding nou doen. Nee, morele waardes. Dat jou ja sal wees, integriteit, righteousness. Supplement beteken to add to something to enhance the quality. Daar's te veel kinders van die Here wat net hulle harte vir hom gee en dink dis oukei. Ek wil vandag vir jou sê, dis nie oukei om net in die vlak water te wees nie. Ons was gister gou vinnig daar met die kinders, was ek gou vinnig see toe. En hulle sê vir my, "Pappa, kom swem saam." Ek sê, "Nee, it's alright. Gaan swem julle." En hulle sê, "Maar ek sê vir hulle, man, swem so net hier voor. Hier bly by voor, dan kan ek julle sien." Hulle sê, "Nee, hulle kan nie al swem nie, dit is net klippe." En dan self sê ek wil verder gaan as die klippe sodat ek kan dryf. En dit is die probleem wat baie kinders van die Here het. Hulle bly in die vlak water en ek het gesien hoe daai ouens uitkom, maar kom 'n gespierde ou uit, nee. Yes, ja, ek meen hy het my jaloers gehad. Kyk hom so en ek sê, "Ja, hierdie jaar gaan 'n jaar wees waar ek ook gaan gym." Nee, hy het sommer vir my goal settings gegee toe ek hom kyk. Hy kom maar uit met sy spiere en loop met sy meisie of sy vrou, weet jy ook. Sy loop maar sy spiere en net so 'n six-pack en bene en stap al uit. Hoe stap hy op daai klippe? Jy kan geestelik gespierd wees soos wat jy wil. As jy in die vlak water bly, gaan jy heeltyd by die klippe wees. Die lekkerste plek, volgens die review wat Ansel gegee het, is daar in die diep water waar jy kan swem, waar die klippe jou nie pla nie. En dis die probleem wat ons het in ons geestelike lewe. Ons wil net in die vlak water bly, want dis veilig hier, ek gaan nie verdrink nie. Jy kan nie swem. Kom ek refrees my stelling. Jy kan nie sê, ek het geswem en in die vlakwater gebly nie, want jy kan nie swem in die vlakwater nie. Hoe lyk swem? Jy duik in, jou hele lyf kom in aksie. As jy in die vlakwater gaan bly, gaan jy so lyk. En jy gaan nêrens kom nie. Geen Olimpiese swemmer oefen op droë land nie. Hy oefen deur in te duik en te swem. Kind van God, kom uit die vlak water uit. Kom in die diepte van dit wat die Here vir jou instoor het. Kom swem 'n bietjie. Kom swem 'n bietjie. Dis daai was nou funny. Okay. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence. Moral excellence. Ouens,
Ons land het morele waardes nodig. Jou huis het morele waardes nodig. Hierdie land is besig om agteruit te gaan, want ons het nie meer moral excellence nie. As kind van God het ek en jy die voorreg, want ons het die Heilige Gees in ons, het ons die voorreg om vir hierdie wêreld te wys, hoe lyk dit om moreel in excellence te leef? Om excellent te wees in jou waardes, in jou integriteit, in jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Waardes, jou liefde vir jou gesin, jou liefde vir jou medemens. Wat se waardes het ons onder mekaar? Ons moet dit in ons lewe inbou. So supplement your faith, die geloof wat ons reeds het, supplement dit, add dit nou, bring hierdie by jou geloof, om in 'n morele waardesisteem te leef. Wees eerlik. Is julle eerlik? Van julle is nie eerlik nou nie. Is julle eerlik? Jy moet 'n eerlike mens wees. Baie mense sal sê, ja, maar dis oudtyds. Oudtyds, jy moet opstaan vir wat jy wil hê, jy moet opstaan vir wat jy moet doen. Jy moet opstaan vir jou regte. Nee. As kind van God is daar een reg wat ons moet hê, en dit is om God te dien en gehoorsaam te wees aan sy woord. Dan het ons reg. Dan is ons reg. So, gooi morele waardes by jou geloof. Dan sê hy, and because of his glory and excellence, he has given us great prosperous promises. These are the promises, vers 5, ek was by vers 4. Supplement your faith with the generous provision of moral excellence. And moral excellence with knowledge. Die ander vertaling sê understanding. Nou, ek wil gou vinnig so 'n bietjie stil staan by die eerste ene, die goodness, die moral excellence, daai goodness. Luister wat sê Filippense 4 vers 6. Hy sê, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank him for all he has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Luister baie mooi wat sê vers 8. And now, dear brothers and sisters, met wie praat hy hierso? Hy praat met die gelowiges. Hy sê, and now, do this one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and praiseworthy. Dit lyk vir my na iets wat goed is. Dit lyk vir my iets na wat moral reg is. Doen dinge wat rein is. Doen dinge wat reg is. En dan gaan hy verder in vers 5. Hy sê, and moral excellence with knowledge. Ons moet understanding hê van dit wat die Here vir my en vir jou bring. Dis een van die dinge waarna ons werk, is om meer te verstaan. Dis hoekom ons tyd in sy woord spandeer. Ons weet van sonskool af dat die Here het ons lief, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar dat almal die ewige lewe kan beerwe, nê? Het julle dit ook in sonskool geleer? Woord vir woord. En Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my breek nie. Dit was die tiener version. Okay. Niks sal ek kort kom nie, en dan gaan hy nou aan, nê? Ons leer al hierdie goeders en ons maak dit deel van ons lewe. But we need to understand what we're reading. Ons moet begin knowledge kry, maar net knowledge van, kom ons kry inligting nie. Ons moet dit begin verstaan, en al hoe ons dit gaan verstaan, is as ons tyd saam met die Here gaan begin spandeer. Luister wat sê Spreuke 3 vers 5 tot 7. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Do not depend on your own understanding. Ek hou van die Passion Translation. Hy sê, do not depend on your own opinion. Dis 'n bietjie meer regheid. Jou
opinie maak nie saak nie, dis God se opinie wat saak maak. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Dit bring understanding. Dit bring 'n knowledge van God. En dan gaan ons resep verder wat Petrus vir ons gee. Hy sê, and knowledge with self-control. So nou moet ons in ons geestelike lewe selfbeheersing bysit. Wie sukkel so 'n bietjie met selfbeheersing, hè? Dis daai area waar die vyand dan nou kom en ons versoek met die koekiekas of met die bottelkas, wat jou versoeking ook al mag wees. Dis waar ons die selfbeheersing moet insit. Of iemand jou iets sleg sê en jy jou sê wil sê. Ek sal jou sê wat ek wil sê. Nee, dan kry ons lyfie sulke houdingkies en goeters. Jy lyk sommer soos 'n gangster en dan wil jy Wat sê jy? Wat sê jy vir my? Wat sê jy? Huh? Kom sê dit in my gesig. Nou strek al hierdie goeters en dan wil jy jou sê. Partykeer moet jy net stil bly. Partykeer moet jy net stil bly. Selfbeheersing. Selfbeheersing. Kom ons kyk wat sê 2 Timoteus 1:7. Hy sê, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Dis my mooi vertaling hierdie. 'n Ander vertaling sê self-control. Maar self-control kom met self-discipline. Is om dissipline in jou lewe in te bou. Het ons dissipline in ons lewe? Het ons geloofslewe, het ons begin dissiplines inbou? Kyk jy 'n bietjie na jouself. Gee jy vir jouself 'n bietjie riglyne en sê nee, ek gaan nie hierdie ding doen nie, ek gaan daai ding doen. Ek gaan gedissiplineerd wees, ek gaan vroeg opstaan in die oggend en ek gaan tyd saam met die Here spandeer. Ek gaan gedissiplineerd wees, ek gaan Sondag gaan ek by die kerk wees saam met die gelowiges. Ek gaan gedissiplineerd wees, ek gaan Jesus uitleef by my werk of by my skool, waar ek ook al is. Bring daai selfdissipline in. En dan gaan verder in 2 Petrus, dan sê hy, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance. Kan ons nie maar net 'n microgolf endurance sê nie? 'n quick fix endurance. Kan ons nie maar net vinnig dit uitsort nie? Nee, patient endurance. Wees geduldig. As God vir jou iets gesê het om te doen, wees geduldig en doen dit reg. Wees geduldig en doen dit reg. Ek gaan dit weer sê. Wees geduldig en doen dit reg. Patient endurance. Luister wat sê Romeine 5. Hy sê, we can rejoice too when we run into problems and trials. Paulus, wag, kom ons lees gou. Dis 'n spelfout in my Bybel. Ons moet net gou weer lees. We can rejoice. Wie van julle wil rejoice? Wie van julle wil bly wees? Come on, sê gou vir jou gesig, wees bly. Sê nee. Wees bly. Hy sê we want to rejoice when we run into problems. Nee, Paulus, nee, ons wil nie rejoice as ons probleme het nie. Ons wil skel, ons wil ons eie opinie lig, ons wil maak wat ons wil, want ons wil die probleem uitsorteer en ons wil hom in die mikrogolf uitsorteer. No. Patient endurance se nonsens. Ek was al daar. Julle was al daar. When I say, so we must rejoice even when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance. Endurance is belangriker vir die Here as 'n quick fix.
Gaan ek dit weer sê? Endurance is belangriker as 'n quick fix. Want endurance bou jou karakter. God wil nie net manne en vroue hê wat hom dien nie. Hy wil manne en vroue van karakter hê wat hom dien. Is jy reg om hierdie jaar te bou aan jou karakter? Ek weet nie so heeltemal nie. As jy nie bereid is nie, gaan jy in die vlakwater saam met die klippe bly. Hy sê, they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi om te weet dat die Here hierdie patient endurance vir ons as 'n bestanddeel gee om by ons geloofslewe te sit, sodat ons verder kan gaan, sodat ons dieper kan beweeg, sodat ons meer kan word die manne en die vroue wat die Here bestem het, ek en jy moet wees. Petrus gaan verder en dan sê hy, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness. With godliness. Godliness, dis 'n een bestanddeel in ons geloofslewe wat ons baie maklik by die deur laat uithardloop. Want ons wil nie nou godly wees nie, ons wil eie gereg in ons eie hande neem. We want revenge. No, we must be godly. We must be like our Creator. Why? Because He has created you in His image. Therefore, we need to be godly. We need to be holy. Hy sê, ek is heilig, daarom wees julle heilig. Julle moet heilig wees. Julle moet wees soos wie ek is. Godly. We need to have godliness. Die Bybel sê op 'n plek dat die ouens het 'n vorm van godliness gehad. Ouens dink as ek kerk toe kom elke Sondag, ek is getrou in my tiendes en offerandes en ek lees my Bybel elke nou en dan, maar ek worry nie regtig oor hoe ek leef nie, dan dink hulle ek is godly want ek doen al die rituele, ek doen al die checkboxes wat mense van my verwag. Nee, to be godly means to live a life that reflects the life of God. Waar ek en jy ook al beweeg hierdie jaar, moet mense Jesus Christus in ons lewe kan sien. That is godliness. Not the shape or the form of godliness. We want godliness. We want to look like Jesus. Ek wil soos Jesus lyk. En ek wil al hoe meer soos hy lyk. So ja, die Here gaan skaaf en hy gaan skuur en hy gaan patient endurance nodig hê en hy gaan self-control nodig hê en ek gaan 'n bietjie goodness nodig hê. Ek gaan nodig hê om 'n bietjie beter te word in areas van my lewe. Ek gaan moet begin groei. Sê vir een langs jou, jy moet begin groei. Hoekom wil ons groei? Ons wil word soos Jesus. Ons wil word soos Jesus. En dan gaan hy verder. Kom ons lees Titus 2 vers 11 rondom godliness. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. Dis goeie nuus, né? Daar's salvation vir almal, selfs die ou wat jou irriteer. Selfs die ou wat jou gister gevloek het. Selfs die ou wat in ongeregtigheid van jou gesteel het. Daar is salvation vir hom ook. Verse 12, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Ons kan nie net leef soos wat ons wil leef nie. As kind van God kan ek en jy nie leef soos wat ons wil leef nie. Wie van julle het hierdie afgelope vakansie oor 'n rooi lig gery omdat iemand anders dit gedoen het?
julle wou oor 'n rooi lig ry omdat iemand anders dit gedoen het? Wie van julle wil gesteel het van julle belasting want die regering steel van almal? Niemand steek hulle hande op nie. Maar ek weet, dit gaan nie deur ons koppe en dit hardloop. Jy sien, ons kan so baie maklik die wêreld gebruik as 'n barometer vir ons eie lewe. In plaas daarvan om God se lewe, God se wy, se weg, the way of the Lord, te vat as 'n beeld vir hoe ons moet leef. En as ek en jy die hele tyd gaan oor rooi ligte ry, wat dink julle gaan die wêreld doen? Hulle gaan ook dit begin doen. Mense gaan net begin maak wat hulle wil, want die kind van God maak dan wat hy wil. Ek en jy kan nie meer maak wat ek en jy wil nie. Ons het geen eie reg nie. Ons het ons reg opgegee. We are free slaves to the kingdom of God. Jy het nie gehoor wat ek sê nie. We are free slaves to the kingdom of God. Jy kan nie meer maak wat jy wil nie. Daar is vryheid in God se woord. Hy het vir ons boundaries gegee waarin ons moet beweeg. En daarom is ek en jy vry, but bound to his word. Ons is vasgemaak aan sy woord. Ons kan nie maak en breek soos wat ons wil nie. Jy kan nie revenge neem nie. Revenge belongs to the Lord. Ek weet nie hoekom ek vanoggend op revenge praat nie. Ek weet nie of iemand revengeful is nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, gee daai revenge vir die Here. The revenge belongs to the Lord. Die Here sal jou vyande uitsorteer. You take a stand. Take your position and stand, says the Lord. Hy gaan verder. Self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, vers 7. And godliness with brotherly affection. Brotherly affection. Kan julle glo, een van die bestanddele wat Petrus vir my en vir jou gee, om ons geloof te supplement, om ons geloof te enhance, is broederlike affection. Om uit te kyk vir mekaar. Om daar te wees vir mekaar. Om mekaar te ondersteun, om mekaar lief te hê. Kyk gou na die persoon agter jou. Kyk na die persoon voor jou. Kyk na die persoon langs jou. Kyk na die persoon in die ander blok van jou. Het jy daai persoon lief? Pastoor, toe ek vir my koffie wou gaan kry, toe glip daai ou mos nou voor my in en soek sy water. Jy het gesien wat daar gebeur het? Nee, jy het die houdingkie gekry. We must love one another. Luister wat sê Efesiërs 4. Efesiërs 4. Die Passion Translation praat van brotherly affection, praat hy van mercy towards. Mercy towards your brothers and sisters. Maar Efesiërs 4 vers 2 sê, always be humble and gentle. Be patient with each other. Making allowance for each other's faults. Het julle gehoor? Making allowance for each other's faults because of your love. Make every effort to keep yourselves united in spirit, binding yourselves together with peace. For there is one body and one spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. Ons is 'n liggaam.
Ons het mekaar nodig. As julle nou na my kyk, wat is fout met hierdie prentjie? Wat is fout met die prentjie? Julle is almal vir my vra, is daar fout? Julle almal dink daar is nou fout met my. Hoekom? Want die liggaam beklei teen homself. En dan kyk ons na ons broers en ons susters, iemand sê iets verkeerd, iemand doen iets verkeerd. En ons praat teen mekaar. Dis nie aan nie. Dis nie reg nie. Die Here sê, make allowance for your brothers and sisters. Because everybody will falter one time or another. Ons almal gaan foute maak, ons almal maak foute. Wie van julle het nog nie hierdie jare fout gemaak nie? Hierdie jaar is nog net 11 dae oud en almal van ons het al foute gemaak. Maar dan kom ons by mekaar en dan dink ons, ek kyk nou vir Godwin en sê, hey. En hy kyk vir my en sê, hey. En ons maak nie allowance nie, want toe ek nou vir hom gebid het, ek per ongeluk op sy toon getrap. Dis net 'n voorbeeld, ek het nie regtig nie. Maar nou trap ek op sy toon, nou sit hy daar so en soos. En ek sit hier so en ek soos. En ons breek die eenheid wat daar is. God sê in Efesiërs, there is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, who is in all, and living through all. So as ek my broer of my suster aanvat, dan vat ek vir God in hulle ook aan. Wat doen ek? Ek verbreek die eenheid. En vir my geloof in God om te groei, I need to have mercy with you. And you have to have mercy with me. En ons help mekaar om godly te leef. Amen. En dan kom Petrus na die einde van sy resep. Nou is altyd icing op die koek. En die icing word laaste gemaak, né? Want jy wil die icing maak as jy klaar is, want as die icing nog lekker. En hier kom Petrus en hy gee vir ons 'n bietjie die laaste deel van die resep. En hy sê, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. Petrus, hoekom op aarde het jy dit geskryf? Hoekom sê die resep, ek moet vir almal lief hê? Here, ek wonder oor hierdie ou, en ek wonder oor daai ou, en ek wonder oor hierdie ou, en hy sê ek moet hulle almal lief hê. So we need to love everyone around us. Vir my geloof om te groei, moet ek mense rondom my lief hê. En dis baie keer die grootste challenge. Om mense lief te hê wat nie die Here dien nie, is moeilik. Maar Jesus het vir my en vir jou bewys hoe om dit te doen. Dat ten spyte van die feit dat hulle sy baard uit sy wang uit geruk het, ten spyte van die feit dat hulle op hom gespoeg het, ten spyte van die feit dat hulle hom aan 'n kruis gehang het, het hy gesê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. Daarom het ek en jy die vermoë, want ek wil teruggaan na vers 3,
En hy sê, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Ek wil jou aanmoedig. Leef in 2026 a godly life. Al is dit hoe moeilik. Al is dit berge en dale. Al is dit persecution. Al is dit trials. Hoekom? Want Efesiërs sê vir ons kan rejoice in dit alles. Want in dit alles word ons beter mense. En ek weet nie van jou nie, maar ek steek my hand eerste op om te sê ek wil 'n beter mens wees. Ek wil 'n beter mens wees. Ek wil 'n generous mens wees. Ek wil 'n liefdevolle mens wees. Ek wil 'n man van geregtigheid wees. Ek wil 'n man van integriteit wees. Ek wil 'n man wees wat my ja is my ja en my nee is my nee. En dan sê ek vir die Here dankie dat my broers en my susters mercy het met my terwyl ek soontoe groei. Wie van julle het al in 'n swembad geklim? As jou vriende klaar in die swembad is. Ek weet nie, maar ek klim so in 'n swembad. En dan skree almal, klim in papa! Klim in! Bly weg, ek raak gewoond hieraan. Is al van julle wat ook so is? En dan klim ek in die swembad. Hulle sê, jy moet net jou hart klimatiseer met die water, dan is jy alright. Maar ek het agtergekom, my rug moet klimatiseer met die water. Dit is die ergste. Hiervoor is dit so, dit is lekker koud. Die ergste is wanneer iemand kom, terwyl jy nog klimatiseer, en iemand kom en sê, kom swem! Dat is van julle wat dit doen. Ons moet mercy hê vir julle. Julle groei nog na godliness. Maar ek wil vandag dit omdraai en sê, dat het ons nodig om mekaar net aan te help. Die water is nie so erg nie. Kom swem 'n bietjie. Kom swem 'n bietjie. Ons gaan hierdie jaar 'n bietjie dieper gaan. Ek en Leanne praat hierdie week oor. Ons sing hy liedjie Deep cries out to deep. Is daai binneste, daai diepstes van jou wat uitroep na die diepstes van God. En ons love daai liedjie om een rede. Everybody jump to the right. Jump to the left. En ons het fun while doing it. Maar ons besef nie dat die Here eintlik vir ons na die dieptes toe nooi. Ek wil vandag vir julle nooi. En sê gemeente, kom in 2026. Kom ons gaan dieper. Kom ons gaan dieper. Wie van julle wil saam met my dieper gaan? Staan saam met my. Staan saam met my. As jy saam met my dieper wil gaan, ek gaan nou nie vir almal vra om van die stage af te spring om dieper te gaan nie. Maar ek wil hê as 'n aksie van geloof en 'n profetiese declaration, wil ek hê jy net dit doen. As jy kan. Going deeper. En ek wil hê met jou mind's eye moet jy sien. Moet jy sien hoe jy net going deeper. Going deeper. Going deeper. Going deeper. Want jy sien jy kan nie in die vlak water spring nie. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker om in die vlak water te spring nie. Dis geen genot nie. Maar dit is lekker om in die diep kant in te spring. Want ons leer ons kinders van kleins af, as jy wil bommelakkiesies maak in die swembad, gaan na die diep kant toe. Hoekom? Want dit is veiliger. So kom ons maak
Pommelakiesies in die diep kant. Here, ek wil vir U dankie sê dat ons vandag kan hoor hoe Petrus, Here, die man wat op water gestap het, in geloof uit die boot uit geklim het. Here, hy het gereageer op die opdrag wat U vir hom gesê het. Gesê, kom na my toe. En Here, op daai woorde het hy uit die boot uit geklim en het hy op die water begin loop. Wonderwerk, bo wonderwerk. En almal praat van tot vandag toe nog oor dit. Kom Petrus en hy leer ons en hy sê vir ons, hier is 'n resep om jou geestelike lewe, om jou geloof in God te enhance, to supplement your faith in God, to add to your faith, to make your faith so much greater and better. Here, bid ek dat ons hierdie bestanddele van goedheid sal inneem in ons lewe. Dat ons bestanddele van understanding in ons lewe sal inbou. Dat ons meer sal soek na U, Here, met alles wat binne ons is. Here, dat ons die krag sal hê om in selfbeheersing te wandel. En Here, dat U vir ons die patient endurance sal gee. Here, U het gesê dis 'n wedloop, dis 'n resies wat ons hardloop. Here, dat ons patient sal wees. Dat ons die endurance sal opbou elke dag bietjie beter, elke dag 'n bietjie verder, elke dag 'n bietjie dieper saam met U. En Here, dat ons lewens van godliness sal leef. That we will look like You wherever we go. En Here, dat ons hierdie bestanddeel van mercy teenoor mekaar sal hê. Here, dat ons hierdie allowance vir mekaar sal hê wanneer ons foute maak, dat ons mekaar sal kan akkommodeer, mekaar sal kan reghelp. Here, dat ons nie die sonde sal goed praat nie, maar Here, dat ons mekaar sal aanmoedig om te oorwin. Dat ons mekaar sal aanmoedig om deur te druk. So we can be better. More like You, Jesus. En Here, dat ons unending love sal hê vir die mense rondom ons. Die verlorenes, Here, wat U nog nie dien nie. Die Heilige Gees, dat ons lewe 'n verskil ook in hulle lewe sal maak. En so wil ons dan as 'n gemeente sê, Lord, we want to go deeper in our relationship with You, deeper in our understanding of who You are, deeper in godliness, deeper in mercy, deeper in understanding, deeper in goodness, deeper in love, deeper in self-control. We want to go deeper in our faith. En Here, dat ons sal begin swem saam met U. Ek bid, Vader, dat U ons elkeen in hierdie journey sal help. Dat U ons sal help, Here, om te kom by die plek waar U ons voorgeroep het. Dat ons gehoorsaam sal wees aan U stem. Dis my gebed in Jesus naam. Ontvang die seën van die Here. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, dat ons hierdie week sal ingaan, die lig van Christus te reflekteer en die lewe van Jesus met ander te deel. En werklik so hierdie week lig en lewe sal wees. Dat U koninkryk sal uitbrei, na die oes sal inkom. En dat ons goeie arbeiders sal wees in hierdie week, Here. Ons loof U daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen.